Hallo graad 12, welkom by Wiskunde met Ahmed Suleiman. Natuurlik, ons kyk na graad 12 trigonometrie vandag. So ons gaan kyk onder andere na die oplossing van driehoeke. Ons gaan ook kyk na die identiteite wat jy moet ken in graad 12. So geniet dit. Goed, kom ons kyk na B. Daar is die driehoek gegee. Kyk waar lê die 23 grade, waar lê B en waar lê die 21. So dit herinner jou aan tan, want is teenoorstaande oor die aan, liggend of aangrensend. So dan tan van 23 is dan B oor 21 kruismaal en dan met die sakrekenaar 21 tan 23 is dan 8,91. Goed, voorbeeld nummer C. Kyk weer eens waar is die waar lê die 55, waar lê die 19 en waar lê die C en dit herinner jou aan skuins en aangrensend. So dit moet dan cosinus wees. So cos van 55 is dan C oor 19 kruis vermenigvuldig 19 cos 55 en natuurlik op die sakrekenaar dan is klein c 19,9 afgerond tot tweede desimaal. Voorbeeld D, 49 grade, 33 en D, so D is aangrensend aan die 49 en 33 is die skuins, so dit is dus weer eens cosinus of cos, so dit is D op 33 kruismaal en dan kry ons natuurlik 21,65. Goed, graad 12, natuurlik D is jy begin leer in graad 11, daarom noem ek dit graad 11 en 12. En ons kyk na skerphoekige en stomphoekige driehoeke. Nou die oomblik 'n driehoek nie meer reghoekig is nie, dan sal die sine, sin, cos en tan reëls nie meer werk nie, want hulle werk net in reghoekige driehoeke. So hou dit in gedagte. Nou moet ons kyk na nuwe formules wat ons kan help. En ons noem hulle die area reël, die sinus reël en die cosinus reël. Goed, kom ons kyk eers na die area reël. So vir enige driehoek ABC, AB se lengte is klein letter C, BC is klein letter A en AC is klein letter B. Kan ons 'n loodregte hoogte H konstrueer van 'n hoekpunt A tot op lyn BC. So dit is die konstruksie. So, kom ons bewys hierdie reël. Of kom ons lei dit af. So in driehoek ABC, wat die groot driehoek is, sal ons sien dat die sin van B gelyk is aan H oor C. Dit is natuurlik oorstaande oor die skuins. En dan, ons weet ook dat die area van enige driehoek ABC is gewoonlik half maal die basis maal die hoogte. In die geval is die basis letter A en die hoogte is H. Dan kan ons natuurlik nou vir H vervang met C sin B. En dan kry ons die formule, area van driehoek ABC is dan 'n half A maal C sin B. En dit is dan die formule vir 'n skerphoekige driehoek, waar ons natuurlik die driehoek ABC nie reghoekig is nie. Goed, as ons kyk na die sinus reël, so vir enige driehoek ABC noem ons AB klein letter C, ons noem BC klein letter A en ons noem AC klein letter B, kan ons 'n loodregte hoogte konstrueer op F. So daar's natuurlik meer as een metode om hierdie ding te bewys. So kom ons begin met metode 1, gebruik die sinusverhouding. So in driehoek ABF
is die sin van B natuurlik H oor C, oorstaande oor die skuins. So H is dan C sin B. Of ons kan sê in driehoek ACF is natuurlik die sin van hoek C, H oor B. So dit wil sê H is dan B sin C, so jy kan enige van die twee kies. En natuurlik, wat ons doen is, nou stel ons die twee gelyk aan mekaar. So H, wat gelyk is aan C sin B, en dieselfde H is B sin C, kan ons dan die twee gelyk aan mekaar stel. So C sin B is dan gelyk aan B sin C. En dan wat ons kan doen is, nou kan ons albei kante, ons kan natuurlik die omgekeerde doen van kruisvermenigvuldiging. Dan eindig op met sin B op B, gelyk aan sin C op C, of natuurlik, ons kan ook bewys dat B oor sin B, gelyk is aan C oor sin C. So soortgelyk, deur 'n loodregte hoogte te konstrueer vanaf B na lyn AC, kan ons dan dieselfde bewys herhaal. Right, dan kry ons natuurlik nou dat sin A op A gelyk is aan sin C op C, of natuurlik die inverse of die resiprook, ons kan sê A oor sin A gelyk aan C oor sin C. So, einde van die dag, kry ons dan dat sin A op A gelyk is aan sin B op B, gelyk is aan sin C op C, of die inverse of die resiprook, A op sin A gelyk aan B op sin B, gelyk aan C op sin C. Goed, dan kyk ons na die cosinus reël, is of in 'n skerphoekige driehoek of 'n stomhoekige driehoek ABC, gaan ons dan opeindig dat klein letter A kwadraat is gelyk aan klein letter B kwadraat plus klein letter C kwadraat minus 2BC cos A, of B kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus C kwadraat min 2AC cos B, of jammer, C kwadraat is gelyk aan A kwadraat plus B kwadraat min 2AB cos C. In elk van die drie gaan jy opmerk, byvoorbeeld, neem my eerste ene, as A die onderwerp is, dan bly ons oor met B plus C, en dan sê ons 2 maal B maal C. En dan cos van hoek A lê reg oorkant klein letter A. Tweede en dieselfde, cos van B lê oorkant klein letter B. Cos van C lê oorkant klein letter C. En dit is hoe ons hierdie verhouding kan, of hierdie reël kan onthou. Goed, natuurlik wat ook belangrik is, dat ons die reduksieformules en die sogenaamde kofunksies ook moet onthou, en dit vat jy natuurlik vir jou na die 4 kwadrante. So onthou tog nou, wat gebeur in die eerste kwadrant, wat gebeur in die tweede kwadrant, die derde en die vierde kwadrante. Byvoorbeeld, as ek kyk na die sin van 81 min theta, dan weet jy natuurlik mos, dit is in die eerste kwadrant, en dan is dit bly sin, en natuurlik sin is positief daar. En so kan ons deur almal van hulle gaan. Asseblief maak seker dat julle ken al hierdie formules, want dit is baie belangrik dat dit gebruik moet word. Right. Onthou net dat as ons met 90 grade werk, kyk ons na die sogenaamde kofunksies. Dan as kyk na nog meer identiteite, soos die quotient identiteit, sal jy onthou tan van theta is sin theta op cos theta, en as die sogenaamde vierkant identiteit, sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1, en moet ook nie vergeet nie, ons kan ook daar vir sin kwadraat theta die onderwerp maak, of ons kan vir cos kwadraat theta die onderwerp maak. Goed, ons begin met ons eerste voorbeeld, en dit is natuurlik 'n tipiese graad 11 voorbeeld. 2D of tweedimensionele voorbeelde. Goed, die vraag is bepaal vir hoek A. Natuurlik, as jy gaan sien dat 3 sye is gegee, die driehoek is nie reghoekig nie, so dit moet jy in gedagte hou. So ons sal moet kyk na die cosinus reël, want dit is die enigste reël wat 3 sye gebruik. Right, so ons begin met klein letter A kwadraat. Hoekom? Want ek wil hoek A hê, so ek wil eindig met die cosinus van hoek A. So dis hoekom ons daardie ene kies. Natuurlik jy kan onmiddellik begin vervang as jy wil, of jy kan eers vir cos A die onderwerp maak as jy wil, maak nie saak nie. Dan doen jy vervanging, B kwadraat is 8 kwadraat, C kwadraat is 5 kwadraat, en A kwadraat is 7 kwadraat. Gebruik jou sakrekenaar, dan kry jy natuurlik dat die cos van A is 0,5. Nou as die cos van A 0,5 is, gebruik jou sakrekenaar,
cosinus, of liewer die shift sleutel, of die tweede funksie, cosinus op die rekenaar, sit in die 0,5 en dan kry jy vir A gelyk aan 60 grade. Goed, die volgende voorbeeld, daar is 'n kuslyn met 2 vuurtorings. Een op elke punt van die strand. Die 2 vuurtorings is 0,67 km van mekaar en die een is reg oos van die ander een. Die vuurtorings kan bepaal hoe naby 'n boot aan die kus is deur 'n peiling na die boot te neem. 'n Peiling is 'n hoek wat kloksgewys vanaf noord geneem word. Hierdie rigtingspeiling word getoon op die diagram hieronder. Bereken hoe ver die boot is vanaf elke vuurtoring. So wat ons dan doen is, ons moet 'n driehoek teken om die situasie voor te stel. So ons sien dat die 2 vuurtorings in die boot 'n driehoek vorm, aangesien ons weet wat die afstand tussen die 2 vuurtorings is en die grootte van die 2 hoeke het, kan ons trigonometrie gebruik om die 2 onbekende sye van die driehoek, dit wil sê die afstande van die boot na die 2 vuurtorings te bereken. So kyk goed na die driehoek en dan gaan ons gebruik in die volgende slot. Goed, ons gaan opmerk dat in die vorige voorbeeld was 3 sye gegee. Dan moet ons die kosreël gekies. Maar nou het ons net 1 sy wat gegee is, maar 3 hoeke is gegee. Daarom kies ons nou die sinreël of die sinusreël, want dit werk met meer as 1 hoek. So dis dan, ons kies dan BC op sin van A, gelyk aan AB op die sin van C. Dan kruismaal ons en ons maak BC die onderwerp, want ons wil graag die lengte van BC uitwerk. Dan is BC, AB sin A op die sin van C, doen dan die vervanging, soos AB is 0,67, sin A is die sin van 37, sin C is die sin van 128, gebruik jou sakrekenaar en dan kry jy natuurlik 0,51 km. En natuurlik om AC uit te werk, gaan ek nou weer sê AC op die sin van B, gelyk aan AB op die sin van C. Kruismaal, maak AC die onderwerp, dan kry ons AB is sin B oor sin C, doen die vervangings, weer eens AB is 0,767, sin van 15 oor die sin van 128, gebruik jou sakrekenaar en jy behoort 0,22 km te kry. Goed, nou kyk ons na sogenaamde saamgestelde hoeke formules, soos die cos van alpha min beta is gelyk aan cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Dan die cos van alpha plus beta is cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. Dan die sin van alpha minus beta is sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta. En natuurlik sin van alpha plus beta is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. Natuurlik hierdie formules word in die eksamens vir jou gegee op in die formule bladsy. Maar probeer maar onthou, werk vir jouself 'n korte manier uit om hierdie formules te onthou. Dit sal net in jou guns stel. Goed, en daar is jou sogenaamde dubbelhoek formules. Die sin van 2 alpha is 2 sin alpha cos alpha. Die cos van 2 alpha is cos kwadraat alpha min sin kwadraat alpha. Dis dan nog ene vir cos 2 alpha is 1 min 2 sin kwadraat alpha. En as 'n derde ene vir cos 2 min alpha, dit is 2 cos kwadraat alpha min 1. Maar hierdie formules word ook aan jou verskaf. Goed, en wat jy hierso sien is basies wat verskyn op die formuleblad. En voorbeeld gaan we sê in driehoek ABC is A oor sin A gelyk aan B oor sin B gelyk aan C oor sin C, of natuurlik onthou die resiproke waar jy sê sin A op A, sin B op B, sin C op C. Dan natuurlik die cosinusreël, A kwadraat gelyk aan B kwadraat plus C kwadraat min 2BC cos A, of die area formule, area van driehoek ABC is 'n half AB sin C, en natuurlik die ander 4 formules het ons sopas bespreek, is die sogenaamde saamgestelde hoeke, dan ook die dubbelhoeke, of die ander kwadratiese formules bedoel ek, soos cos van 2 alpha, werk aan met cos A kwadraat alpha min sin kwadraat alpha, of jy kry 1 min 2 sin kwadraat alpha, of 2 cos kwadraat alpha min 1. Dit is al 3 wat behoort aan cos van 2 alpha, die dubbelhoek, of die sin van 2a, 2 alpha is dan 2 sin alpha, cos alpha. Dit is sogenaamde dubbelhoeke,
dit natuurlik moet jy kan gebruik. Maar so gesê het, dit word gewoonlik vir jou verskaf in die eksamens. Goed, ons gaan kyk na ons eerste voorbeelde. Ek het die November 2023 DBE vraestel gebruik en kom ons kyk wat is gevra in hierdie vraestel. Dit was vraag 7 gewees in hierdie vraestel. In die diagram lê ST en K in dieselfde horisontale vlak. RS is 'n vertikale toring. Die dieptehoek van R na K is beta. Dan hoek TSK is alfa. TS is klein letter P meter en die oppervlakte van driehoek STK is dan Q meter kwadraat. Dit is natuurlik 'n probleem in 3 dimensies. Goed, die eerste vraag is, bepaal die lengte van SK in terme van PQ en A vir 2 punte. Dan tweedens toon dat RS gelyk is aan 2Q tan beta oor P sin alfa vir 2 punte. En dan bereken die grootte van klein letter A as A kleiner as 90 is, dit wil sê A is 'n skerphoek, RS is 70 meter, P is 80 meter, Q is 2500 vierkante meter en beta is 42 grade vir 3 punte. Goed, so kom ons na die eerste vraag. Die area van driehoek STK, kyk mooi waar lê STK. Dit is natuurlik 'n half, maar klein letter P, maar SK sin alfa. En dan nou die area formulas, hoe werk dit? Dan natuurlik, as ons vir Q die onderwerp maak, dan kry ons 'n half P SK sin alfa. En dan natuurlik maak ons vir SK die onderwerp, dan kry ons Q gedeel deur 'n half P sin alfa. En natuurlik, as ons bo en onder maal met 2, om hier van die half ontslae te raak, dan kry ons 2Q gelyk aan P sin alfa. Want dit is wat ons moes bewys het. So dit was vraag 7.1, dat ons moes die lengte van SK bepaal in terme van P, Q en alfa. Goed. Vraag B toon aan dat RS gelyk is aan 2Q tan beta oor P sin alfa. Natuurlik, hoek RKS is ook beta, natuurlik jy sal onthou uit meetkunde, verwisselende hoeke. So dit wil sê RS op SK is dan die tan van beta. Dis natuurlik nou in driehoek RSK, moet nie vergeet nie. En natuurlik as ons kruismaal en ons maak RS die onderwerp, dan kry ons 2Q tan beta oor P sin alfa. Of ons kan die sinusreël gebruik deur te sê RS op sin beta is SK op sin van 90 min beta. En dan hy driehoek daaronder is mos 'n reghoekige driehoek. En natuurlik onthou wat gebeur met sin van 90 min beta, dit word mos die kos van beta, moet nie vergeet nie. Right. En natuurlik kruismaal ons en dan kry ons, maak ons RS die onderwerp, ons kry presies dieselfde antwoord. Goed, dan die derde vraag. Natuurlik ons gaan net vervang substitusie, wat het ons vir jou gegee die groottes van sekere hoeke en ons het ons die formule in die vorige vraag bewys. Doen jou substitusie en natuurlik kruisvermenigvuldig en dan kry ons alfa is 53,51 grade. Goed, die volgende frase wat ons gaan gebruik is November 2022 wat ook die DBE finale eksamens was. Die was ook vraag 7. AB is 'n vertikale vlagpaal wat die wortel van 5P meter lank is. AC en AD is 2 kabels van die vlagpaal anker of wat die vlagpaal anker. B, C en D is in dieselfde horisontale vlak. BD se lengte is 2P meter. Hoek ACD is gelyk aan X en hoek ADC is 45 grade. Die eerste vraag is, bepaal die lengte van AD in terme van P vir 2 punte. Tweede vraag is, toon aan dat die lengte van CD 3P sin X plus cos X in hakies gedeel deur die wortel van 2 sin X is vir 5 punte. 7.3, indien dit verder gegee word dat P is 10 en X is 110, bereken die oppervlakte van driehoek ADC. Goed, bepaal die lengte van AD in terme van P. Hier natuurlik gemaak ons gebruik van Pythagoras, dat AD kwadraat is gelyk aan AB kwadraat plus BD kwadraat. Natuurlik AB is gegee as die wortel 5P, BD is gegee as 2P, right? Kwadreer, dan kry ons natuurlik AD kwadraat is 9P kwadraat, so
So daarom is AD die wortel van 9p kwadraat, wat natuurlik 3p is. Goed, ons gaan dan natuurlik bewys dat CD is 3p, hakie sin x plus cos x oor die wortel 2 sin x. So ons besluit dan om die sinreël te gebruik. So CD op die sin van 135 min x, sal ek kan 3p oor die sinus van x. Dan maak CD die onderwerp, maak CD die onderwerp, kry ons 3p sin 135 min x oor die sin van x. Dan natuurlik, sin van 135 min x is 'n dubbele hoek, so ons gaan hom so uitbrei. Sin 135 cos x min cos 135 sin x. Dan natuurlik, sin 135 kan natuurlik vervang word met die sin van 45 en die cos van 135 kan met die cos van 45 vervang word. Ons weet wat dit mag gedoen word as ons die sogenaamde kartesiese vlag gebruik. Dan vervang ons sin 45 met wortel 2 oor 2 vanaf die sagrekenaar en natuurlik nou kan ons wortel 2 op 2 as 'n gemeene faktor uithaal en dan kry ons in die hakie cos x plus sin x. En natuurlik dan maal ons in met 3p en die antwoord is dan 3p sin x cos x oor die 2 sin x. Goed, die derde vraag, ons moet die area kry, so die area van driehoek ADC is dan 1/2 AD maal CD sin van hoek ADC. Dan doen ons die vervanging, AD is 3p en natuurlik 3p sin x cos x oor wortel 2 sin x, dis dan die lengte van CD en natuurlik aan die sin van hoek ADC wat die sin van 45 grade is. En natuurlik die res kan gedoen word met die gebruik van 'n sakrekenaar. Dan behoort jy te kry 143,11 vierkante meter. En natuurlik om af te sluit, hou in gedagte dat daar's nog identiteite wat jy moet ken. Soos die vierkant identiteit is cos kwadraat theta plus sin kwadraat theta is 1. Onthou nou, die quotient 1 is tan theta, is sin oor cos. Dan onthou ook wat gebeur met negatiewe hoeke, moenie vergeet nie. Sin van min theta is min die sin van theta, cos van min theta is plus die cos van theta. Dan moet jy ook onthou die periodisiteit van identiteite, onthou tog die kofunksies, onthou die sinreël, onthou die area reël en onthou die cosreël. Dit is belangrik dat jy hierdie reëls moet onthou en verstaan en ook kan gebruik. Baie dankie, sien julle volgende keer.